Dan sê hy, vanmôre gaan ons gesels oor 'n baie diep onderwerp en ek dink ons kennis daarvan is beperk. Daarom het ek ook die net geraadpleeg om ander se sieninge te kry. So ek gaan 'n bietjie deel vandag en natuurlik wat Vader my ook gewys het. Maar ons buig in hierdie oggend ons hoofde voor U neer, ons erken U is ons Vader, is die skepper van hemel en aarde. Alles is U se. En daarom vra ons dat ons binne in die koninkryk sal verstaan wie ons is, waar ons posisie is, maar dat ons nooit sal vergeet dat ons aan U onderdanig is. En laat ons aan U wil gehoorsaam wees, want dit is ook nodig. Laat ons alle geregtigheid vervul. Gee ons dus 'n hart, 'n dierbare gees en 'n hart wat wil onderdanig wees aan U. Dankie dat U ons leer aangaande U weet. Vader, indien ons vandag enige dinge sou deel wat nie in lyn is met U hart nie, dat U ons 'n gees van onderskeiding gee sodat ons daai net uitsluit. Ons loof en prys U, U so welkom in ons midde, in Yahshua se naam bid ons dit. Amen. Die gedeelte waarna ons gaan kyk, het ek gesukkel om 'n regte naam te kry en wat ek ervaar het, die boodskap is, soms beweeg Vader ons om sy wil laat geskied. Oor die algemeen, ek het dit ook al geleer, maar dis hoe ons dit verstaan, meng Vader nie sommer in ons wil nie, veral nie as dit gaan aangaande bekering nie, terugkeer na Jahwe. Hy dwing niemand om hom te aanbid nie. Daar's voorwaardes, want hy is die skepper. Daar's seëninge en dan is daar natuurlik pakslae as jy nou ongehoorsaam bly aan Vader. So hy dwing niemand in daai opsig sover ons weet. Daar's niemand in die woord wat ek sien wat hy hom gedwing het om hom te aanbid. Hy tug ons soos 'n vader sy seun vir ongehoorsaamheid. Maar nou het ons 'n paar gevalle in die woord gekry waar Vader bietjie met mense optree wat nie luister nie. En ek weet een kom gewoonlik vinnig op arme Jonah, maar daar's baie ander ook. En soms sal Vader jou dalk 'n instruksie gee, en hy verwag gehoorsaamheid. En dan gebeur dinge in ons lewe, en dinge werk nie uit soos wat ons dink nie. Dit voel, dinge slaag nie, dit voel ons gaan meer af as op. Dan bestraf ons gewoonlik die bose en daar begin ek ook eers. Want gewoonlik is dit hy. Maar in baie gevalle is dit Vader wat jou tug, want jy wil nie omluister nie. Hoe moet hy dit anders doen? Hy moet jou laat swaar kry, sodat jy op jou knieë kan kom en sê, Vader, waar het ek gefouteer? Waar het ek verkeerd gedoen? En dan sal hy jou wys en jy maak dit reg. Goed. Vader vra van ons gehoorsaamheid. As ons weet wie ons is in hierdie koninkryk wat ons laasweek oor gesels het, ons is prinse en prinsesse, ons is koningskinders. En ons weet wie ons is, waar ons geposisioneer is dit vir ons baie makliker om gehoorsaam te wees aan ons Vader soos Jahshua. Want as jy weet, hy wil net die beste vir jou hê, en hy sê nou vir jou, ek wil hê, jy moet nou loop 10 kilometer ver en onder 'n boom gaan sit. Dan sê hy nie, jy moet ry nie, hy wil hê, jy moet loop. Wat 'n rede. En as jy hom ken vir wie hy is, sal jy weet, dis die beste. En daarom loop jy, jy vra nie. En dis waar ons moet kom. Ons moet in daai posisie kom dat ons Vader se stem erken, en ons meer dit natuurlik die maklikste aan die woord. Vader gebruik sy woord as 'n riglyn om met ons te praat en te bevestig wat hy sê. So, ek kan nie sê Vader sal nooit teen sy woord praat nie. My aanvaarding is hy sal. Goed. So sy woord is 'n riglyn waarvolgens ons moet wandel. Jahshua weet dat hy gekruisig gaan word. Sekerlik een van die wreedste en mees
pynigste sterftes wat daar was. Hy weet dit kom. Hy weet Vader sê, jy moet jouself nou oorgee, moenie veg nie. Jy moet hier weer gaan. Hy is mens, Joshua in die vlees, en hy gaan en vra Vader guns. Wat dink jy kon in Joshua se hart aangegaan? Onthou, daai stadium was hy mens soos ek en jy, terwyl hy God is. Was hy mens soos ek en jy, die gees van God in hom gehad soos ek en jy, om te kan werk wat hy gedoen het. Dis nie was omdat hy net God is wat hy daai goed kon doen nie. Hy was mens met God se gees in hom. So wat sal in jou gedagtes aangaan as jy 'n stem hoor wat sê môre gaan hulle jou kom kruisig? Moenie weghardloop nie. Moenie vlug nie. Moenie jou verdedig nie. Dis nodig. Wat gaan jy doen? Wat het in Joshua se gemoed aangegaan tydens daai tyd? Wat kon hy dalk gedink het? Ons weet nie, die woord sê nie vir ons, maar hy was mens. Hy kon enige tyd weggeloop het, sê dan. Tog fokus hy op Vader met al sy krag. Al sy krag. Hy gee sy krag totaal en al oor. En hy vertrou op Vader. Kom ons lees daai gedeelte. Lukas 22 vers 41. En dis Joshua het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Vader, stuur tog maar iemand anders Timbuktu toe. Vader, vra tog iemand anders om in die hospitaal te gaan bly. Vader, vra tog iemand anders om met daai ou te praat. Ek het al 10 keer, hy wil nie luister. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil gesien. Hy het geweet waar hy is. Hy het geweet. Hy vra vir Vader, normaal, dis wat ek en jy ook sou vra. Asseblief, as dit moontlik is, moenie laat ek dit deur. Moenie laat ek dit deur. Maar as dit nie anders kan nie, u wil, nie myne. Ek bly onderdanig aan u tot die dood. Wat doen Vader? Neem my dit toe weg. Hoor hy Joshua se gebed? Het hy gehoor toe Joshua dit gevra? Natuurlik. Hy hoor al jou gebede ook. Selfs die wat jy net dink. Hy het sy gebede gehoor. Hy het sy smeking gehoor. Hy het dit nie gestop nie. Want dit was nodig. Dit was nodig. Anders het ek en jy nie vandag gesê. Dit was die enigste manier. Kom ons kyk hoe antwoord hy Joshua. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. So Vader sê nie vir Joshua, okay, ons stop, daar's nou 'n ander plan. Jy hoef nie meer gekruisig te word. Ek het jou maar net getoets. Hy stuur 'n engel. Die engel sê, wees sterk. God gee hom die krag. Vader gee hom die krag sodat hy daardeur kan gaan. So soms gee Vader ons instruksies. Hy gee jou die krag om daardeur te gaan. Hy verander dit nie. Hy stop dit nie. Ons het al wel gesien baie keer, val toe die jong span daar by ons in die stad gebly het en ander oudjies ook. Voordat ek in 'n winkel ingaan oor die algemeen, vra vir Vader, wat moet ek in die winkel doen? Vir wie moet ek gaan bid in die winkel? Dan is daar partykeer 'n kassier en as jy daar kom, dan kan jy sien die oudjies nie lekker nie, dan vra jy, wat is fout? Dan is daar 'n issue by die huis of daar's 'n pyn, dan bid jy sommer gou daar vir hulle. Daar was al sulke gevalle wat ek duidelik sien, daar sit die kassier, sy kop seer, jy moet Vader. En dan sê ek, okay, ek gaan nou, ek wag net wat ek daarvoor by die til kom, dan is een van die laaitjies voor my daar, dan bid klaar. En dis hoe dit werk. As jy te stadig is, sal Vader iemand anders stuur. Maar as jy die enigste een is vir daai taak, sal hy jou beweeg en beweeg totdat jy is. Want dit is nodig vir sy koninkryk. Kom ons kyk op 'n waar praat.
Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, Yahweh onze Elohim is 'n enige Elohim. En daai gedeelte het ek baie oor geponder, want ek sien dit so en dan sien ek dit so in die week het dit vir my soos volg oopgegaan. Dit beteken nie Yahweh is die enigste God. Daar's baie gode. Die woord sê self jy's 'n God. Daar's baie gode, baie. Maar hy is die enigste, die hoogste een. Die hoogste een. Die woord sê self hulle gode is nietig. So daar's gode, baie. Maar Yahweh is die hoogste. So daarom praat hy met die volk, hy praat met jou en my en hy sê ek is die hoogste Yahweh. Ek is Yahweh, die hoogste God wat daar is. So as jy na my luister, sal ek jou seën. As jy nie na my luister, gaan ek jou tug. En geen een van die ander gode gaan jou kan help nie. Ek is die hoogste. Jy kan my by niemand gaan aankla nie. Jy kan niemand om hulp vra as ek besluit ek tug jou. Niemand kan stop as ek jou wil seën. Ek is die hoogste. Dis wat daai vers sê. Ek is die grootste, die hoogste daar is. So luister wat ek sê. Want niemand gaan jou kan help. Niemand gaan jou kan red. Niemand gaan jou kan seën soos ek is. Ek is die hoogste daar is. Daar is slegs net een God. Daarom sal dit dan wys wees om te doen wat hy sê. Daarom is daar 'n skrifgie wat sê vreeslik is dit om in die hande van 'n lewende God te val. Maar vandag se gesprek gaan nie daaroor, dit gaan daaroor hoe groot God is. Dat hy ons toerus om alles te kan doen wat hy ons vra. Dat hy ons sy gees gee, dat ons kinders van God is, dat ons prins en prinsesse is in sy koninkryk. Ons kan al hierdie dinge doen. Ons net ons gedagtes regkry. Die vernuwing van ons gemoed. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom, omdat hy die hoogste, die enigste is, moet jy Yahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Dis waar ons vandag bietjie gaan fokus en ek dink dit is so diep dat die bietjie waaroor ons van gesels te beperk is. Maar ek hoop dit gaan ons help om te verstaan hoe Vader wil hê ons moet hom lief hê. Julle hart, julle siel en al die krag. Hoe kan ons hierdie instruksie dus poog verduidelik met jou hele hart? Dis soos ek het verstaan en dan gaan ek 'n gedeelte lees in Engels, 'n paar moeilike woorde tussenin, maar wat daai mense ook sê. Wees lief vir God in opregtheid, passievol, met 'n liefde wat nie tussen hom en ander dinge verdeel is nie. Dit verwys ook na jou emosie en jou innerlike begeerte. So dit maak nie saak hoe jy binne jou voel as God jou sê om iets te doen. Dit het geen invloed nie. Jy skryf dit uit. Jy skryf dit uit. Jou hele hart moet doen wat hy sê. Jou emosies glad nie bespraak nie. Want God is groter as jou emosie. Jou emosie keer om te hoor. Jou emosie keer dat om te hoor. So dit moet hy vat. Jou hele hart. Jou wil, jou begeertes, jou gewoontes, jou planne kom tweede. Dit kom tweede, anders het jy hom nie lief met jou hele hart nie. Met jou hele siel. Dit dui op 'n algehele en totale toewyding waar jy jou hele wese aan God se planne onderwerp. Dit gaan daaroor dat jou lewe en bestaan ten volle aan hom toegewy is. Jou drome stop van jou ondergang. Dis nou syne, nie joune. Hy sal wel, as dit drome is tot eer van sy naam, sal hy dit in vervulling laat kom, want hy gee jou in elk geval daai drome. Maar jy kan nie jou eie rigting inhardloop en doen wat jy wil, as Vader ander plan. Daarom is daar 'n skrifgie
En dit is 'n gedeelte wat ek soms met die oudjies wat 'n evangelis hart het, bietjie vashou. Hulle probeer soveel moontlik siele inbring. Maar daar is 'n skrifgie wat sê, bereken eers die koste. Daai persoon moet weet sy drome is verby. Daai persoon moet weet dit wat God sê kom eerste. Daai persoon moet weet moeilike tye kom. En as hy die koste bereken het, moet hy eers jasma aan, nie voor die tyd. Want dan val hulle terug en is verloor. Want die koste bereken. Hy moet weet, dit is nie maklik om God te aanbid nie, dis opoffering. Jy leef nie meer nie, hy leef nou in jou. En dis die dinge wat ons moet bang maak en sê, o, jyne, moet ek ooit eendag jasma op Jesus en kies? Nee, dis ding om te sê, Vader, help my om dit te kan doen. Want hoe meer ons dit doen, hoe groter gaan die koninkryk vir ons word. Hoe meer seën hy ons in al die fisiese goed ook. Al wat hy vra, dit beteken nie, hy wil nie, jy moet mooi goedjies hê en ander belange hê en jou tyd geniet nie. Ek het dit juist hierdie vakansie gaan beleef. Kan maar by die ouens vra, wat die laaste 20 jaar omtrent saam ons gaan op vakansie. Daar was tye wat hulle uitgaan by die huis, ek lees net Bybel, ek bid, ek net volgens. Dis al. Hier is die eerste vakansie wat ek geniet. En daar was niks aan nie. Ek het nog steeds tyd met God spandeer. Maar ook met mense. So God wil jou al my ander goed ook gee. Al wat hy vra is, gee dit eers terug vir my. Wees afhanklik van my en gee jou al daai goed. So jou hele siel dui dus daarop dat jou hele lewe, jou hele bestaan ten volle aan hom toegewy moet word. Selfs al sou dit jou eie lewe of die lewe van jou geliefdes sou beteken. Met al jou krag. Dit beteken met alles wat in jou vermoë is. Jou fisiese vermoë, jou vaardighede, jou talente. Jou finansies, jou tyd, jou energie en alles wat binne jou bereik en jou vermoë is om te kan doen ongeag die nagevolge. Jy gee alles, dis al jou krag. Dis al jou krag. Alles wat binne jou vermoë is om te kan gee en te kan doen. Vader gee jou egter wysheid sodat jy nie onverantwoordelik optree. En een van die goed wat gewoonlik ons hart snaar en ons trek is die finansiële deel. Daar's 'n skrif wat Vader sê, hy wat nie vir sy huisgenote omgee nie. In ander woorde, as jy al jou geld gee buitekant vir koninkrykswerke, maar jy kyk nie eers na jou eie familie nie, is jy slegter as hy. So jou huis kom eerste, nie die koninkryk van God nie. Dis hard wat ek nou sê, maar dis wat Vader sê. Daar moet gegee word vir die koninkryk, of course, maar eers vir jou huis. Want jy het 'n verantwoordelikheid in jou huis. En dan gaan jy na buite. Baie belangrik. Want binne jou huis is ons ook die koninkryk op is. Dis die koninkryk van God binne in jou huis. Ek gaan hierdie probeer gooi in Engels. Mense met hulle hoë Engels. Kom ons doen dit. Loving with all your heart. While surprising to some, the Old Covenant recognized that the spiritual relationship with God begins from within, with a proper disposition towards the preeminent Savior, sovereign and satisfier. From the heart flow the spring of life. Proverbs 4:23. And without one's will, desire, passion, affection, and prescriptions and thoughts rightly aligned, the life of love is impossible. Therefore Moses called Israel to know in your heart that God's disciplines like a father his son. He urges God's people to lay it to heart that there is no God besides Yahweh, and to ensure that his words be on your heart, thus anticipating the miraculous hard work that the new covenant would realize. Loving with all your soul, along with our hearts, we are called to love Yahweh with all our soul
In the first 5 books of the Old Testament, the soul referred to one's whole being as a living person, which includes one's heart, but is so much more. For example, in Genesis 2:7, we are told that Yahweh, God, formed man from the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul or a living creature. Love God with your passion, your hungers, your perceptions, and your thoughts. Elsewhere, corpses are called dead souls, which imply means to person once alive is now dead. And Yahweh promised that his soul shall not evolve. All who follow his lead. In light of these texts, it seems Moses starts with a call to love God from within and then move one step larger, saying that everything about us as a person is to declare Yahweh as God. So we are to love God with our passion, our hunger, our perceptions and thoughts, but we are also to love him with our whole heart. And what we do with our hands and how we utilize our talents and how we react to challenges. Our entire being is to display that we love God. Loving with all your might. That when it means of loving God with our might, the word translated might or strength in Deuteronomy 6 verse 5 usually functions as the adverb very in the Old Covenant or the Old Testament 298 times. The noun version occurs in Deuteronomy and in only one other place, which itself is just to echo for our passage, and that is 2 Kings 23:25. And we are told that King Josiah turned to Yahweh with all his heart and with all his soul and with all his might. So if the word usually means very, it means to love the Lord with all your veryness. Interestingly, the Greek translation, thank you, for this word is power. The Aramaic word means wealth. Both of these means actually being pointing in the same direction. For the strength of a person is not simply who he is, but what he has at his disposal. If Moses called to love Yahweh start with our heart and then move to our being, could not our veryness be one step bigger, include all our resources? This means that the call to love God is not only with our physical muscle, but with everything we have available for honoring God, which includes our spouse, our children, our house, our dome or room, our pets and wardrobe and tools and cell phone and movies and music and computer, etc. at all times. The Bible calls us to wholehearted life encompassing, community impacting, exclusive commitment to our God. This means that the covenant love we're called to must be wholehearted, life encompassing, community impacting, exclusive commitment to our God. And this God is our God only because he has now revealed himself to us in the person of his Son. This kind of love we should have for him, and it doesn't exist apart from the love for Yahshua. For Yahshua and the Father is love. Okay, so dis 'n klompie ander ouens se gedagtes wat redelik sin maak en inlei is. Julle hart, julle siel, al ons krag. Dis hoe Vader wil hê ons moet wandel. En ons as dit nie so doen nie, dan doen ons dit nie. Maar dan is daar 'n belofte vir die wat hom wel so aanbid. En ek sê dit met liefde en sagmoedigheid. En mens kan dit in mense se lewe sien.
Wanneer daar 'n man of 'n vrou is wat God aanbid met sy hele hart, sy hele siel en al sy krag, kan jy dit in sy lewe sien. Jy kan dit in sy familie se lewe sien, jy kan dit in sien die blessings of Vader word. Jy sien dit. As 'n ander persoon God liefhet net wanneer hy wil of wanneer sy wil, kan jy dit ook in hulle huis sien. Jy kan dit in hulle blessings sien. Want daar is 'n belofte wanneer ons God so liefhet met ons alles. Deuteronomium 4 vers 27, dis vir ons vandag. En Jahwe sal julle onder die volke verstrooi en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen Jahwe julle sal drywe. En daar, vandag, sal julle gode dien, die werke van mense hande, hout en klip wat nie sien nie, wat nie hoor nie, wat nie eet nie en wat nie ruik nie. En dan sal julle daarvandaan onder al die nasies waar julle verstrooi is, Jahwe jou Elohim soek. Want al die ander gode is nietig. Op 'n stadium is alle mense wat nie Jahwe aanbid nie op 'n punt waar hulle sê hierdie ding werk nie vir my. Daar moet 'n ander God wees. Daar moet iets anders wees. Dan sal julle daarvandaan Jahwe jou Elohim soek en vind. Wanneer? As jy hom met jou hele hart en jou hele siel. Jy moet alles gee aan hom. Dan sal jy hom vind. Dan sal hy hom aan jou openbaar maak. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, sal jy na Jahwe jou Elohim terugkeer en jy sal na sy stem luister. Want nou sal jy hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Vers 31, want Jahwe jou Elohim is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het nie vergeet nie. Soms beweeg ons weg van Vader. Soms doen ons nie wat hy vir ons sê nie, of soms verstaan ons nie mooi wat hy vir ons sê nie, en daarom doen ons dit nie. Soms doen ons dinge wat ons glo Vader vir ons sê wat sy wil is, en dan is dit ook nie sy wil. So baie keer hardloop ons met goed, en as die Vader se wil, dan sien jy maar net, dit werk nie, hoe kom jy uit, en daar is probleme. Dan is dit nie Vader se wil, jy dink, hy het gesê, baie keer. So jy kry die twee kante, jy kry die een persoon wat baie eager is om te hardloop vir Vader, en hy hoor baie maklik verkeerd om iets te doen, wat nie Vader se wil is. Dan kry jy die ou wat nie iets wil doen nie, en Vader sê vir hom doen het, en hy wil dit doen. So jy kry die twee kante, en al twee is verkeerd. God verander nie. Hy weet wat hy vir jou beplan het. Hy het jou in moederskoot gevorm. Jou ma en jou ouma en voorgeslagte se gebede het bygedra tot dit wat hy gevorm het, tot dit wat hy wil hê jy moet doen. So hy weet wat sy plan vir jou is. Hier is 'n paar voorbeelde in die woord hoe Vader mense beweeg om Vader te gehoorsaam. Ja, die eerste een wat opkom is in Jona. Baie kortliks, ek gaan vinnig deur die versies lees. Jona 1:1 en die woord van Jahwe het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van Jahwe af weg. En hy het na Jaffo gegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die dag of die reisgeld daarvoor betaal, daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van Jahwe af weg. Maar Jahwe het 'n sterk wind op die see gewerp, toe kom maar 'n groot storm op die see, en ons weet wat gebeur het, die skipbreek het gelei, en het hom oorgegooi, al daai. Hy het 'n instruksie van Jahwe gekry, hy het sy eie redes gehad hoekom hy nie wil gaan. As jy die skrif mooi ondersoek, het hy Vader geken. Maar hy het gevoel, hoekom is God daai heilige barmhartig? Dis nie reg nie. Ons probeer God aanbid, en ons probeer die regte ding. Hierdie is klomp heidene, maar as jy mooi studie gaan doen, is dit eintlik die huis van Israel. So hoekom moet ek na hulle toe gaan? Hulle wil Jahwe nie aanbid nie. So hy het teen God se stem gegaan en gesê, God het nie reg gekies nie, hy het nie reg besluit. Hoe kan hy daai mense wil help?
Hoe kan hy dit wil doen? Dis nie reg nie. So dit was sy besluit. En ons weet wat het toe gebeur. Vader het hom gejaag, wat hy daar uitgekom. En dis wat Vader soms met ons ook moet doen, want ons wil nie hoor nie. Dan gebeur goed met ons en om ons. En ons moet net eers na Vader gaan en sê, help my, maar hoor ek verkeerd, help my. Ek bestraf gou eers die bose en dan doen ek daai ding, maar Vader sal vir jou sê, bestraf die bose op nie. Moses, Eksodus 3 vanaf 4. Toe Jahwe sien dat hy nuuskierig nader kom, roep Elohim hom uit die doringbos en sê, Moshe, Moshe, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom, jy trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om Elohim aan te sien. So ons sien, hier is 'n bekendstelling. Op die stadium het Moses geweet van Jahwe, maar nog nooit erken of ontmoet. Hier ontmoet hy hom vir die eerste keer. En Jahwe sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos. So Jahwe is nou reeds by hulle uit neergedaal. Van nou af is hy heeltyd saam met Moses. Okay? En ek het neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en dit te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hittiete, Amoriete, die Perisiete, die Hiwiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte. Goed, die instruksie, Vader stuur hom, hy stel hom bekend, hy sê, dis wie ek is, gaan. Maar Moses het tot God gespreek en gesê, ek hoor verkeerd, wie's ek? Wie's ek om te gaan? Ek is eintlik nie deel van hulle, ek het nie saam met hulle groot geword, wie's ek? Dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. Baie keer sê ek en jy ook, maar wie is ek? Hier iemand anders, wie is ek? Wie is ek? Ek's te oud, ek's te jong, ek kan nie praat nie. Wie is ek? En hy antwoord, Jahwe, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het, as jy die volk uit Egipte gelei het, en julle op hierdie berg. Daarna het hy nog steeds 'n paar keer probeer en gesê, ek kan nie praat nie, en klomp stories. Maar hy het gesien, Vader is toe nou ernstig, hy mag gaan, en toe gaan. En wat is die teken wat Vader hom gee? Ek praat nou nie van die malaat en die water en die bloed en al daai. Hy sê, wanneer ek julle suksesvol bevry, en julle kom na hierdie berg, hier waar ek jou nou ontmoet, dan sal jy weet wie ek is. So deur die hele proses, deur al die tekens, deur al die wonders, deur die gesprekke wat hy met Jahwe het hy Vader eers begin leer ken, het hy gegroei. Self toe die Rietsee oopgegaan het hy nog Vader nie geken, het hy gegroei, tot terug te die berg. Hier het Jahwe eers lief geken. Want wat het daarna gebeur? Die 10 woorde is daar. Het Jahwe sy karakter aan hom kom oopmaak. Goed, ons mis baie keer sulke klein goedjies in die skrif. Paulus, Saul, Handelinge 9 vers 3. Hier is 'n man wat 'n passie het vir Jahwe volgens die Joodse gebruik. En hier staan 'n kult op wat Yahshua aanbid in Nazarene. Hulle is die oortuiging no-go. Dis nie reg nie, hulle wil die Judaïsme opbreek. Hy begin om die Christene te vervolg. En toe hy op sy reis na Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is die meester? En die meester antwoord, ek is Yahshua, wat jy vervolg. Dit is hard,
vir jou om teen die prikkels te skop. So hier sien ons 'n man wat 'n passie het vir die God van Israel. En hy dink hy doen die regte ding. En hulle het hom vertel van Jasua, maar hy wou dit nie vat. Hy wou nie glo nie. En hier op pad, toe hy op pad was om van die Christene gevange te neem, ontmoet Jasua homself. En hy slaan hom met blindheid, want hy wou nie sien nie. Hulle het hom gewys wie Jasua is, hy wou nie sien nie, so hy moes blind word. En dan weer oop gaan sodat hy kan sien. So hy wou nie doen wat die volk sê nie. Hy het gedoen wat die leiers gesê het, teen jou. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, meester, wat wil u hê om te doen? En die meester antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. So hier kom 'n man wat 'n leier is van die volk, hulle sê hy sou moontlik die Sanhedrin leier geword het. Hy het gestudeer onder Gamaliel, so hy het geweet wat in die Torah staan. Hierdie was 'n rabbi van voorstaande taal. Op pad weet hy, die ontmoeting is Jahwe. Hy weet dit om. Daarom sê hy, wat wil jy moet doen? En hy kry die instruksie. En in die instruksie word dit gesê, gaan soontoe, ek gee jou daar die volgende instruksie. Hoekom? My woord is 'n lamp vir jou voet. Nie 'n spotlight 10 jaar vooruit. Dis hoe Vader vandag nog. Hy stuur jou 'n stukkie, daar sal jy die volgende instruksie kry. 'n Stukkie, daar sal jy die volgende kry. As jy nou al weet die 10 jaar wat vir jou voorlê om dit te moet pad stap. Dis hoe Vader werk. Dis hoe sy werk. En nou kom hy in 'n huis van 'n Christen wat hy sou wou doodmaak. En daarin gaan hom bid sodat hy kan genees. En daarin gee hom verdere instruksies. So onmiddellik word Paulus, wat 'n leier was, gehandel tot 'n diensknegt om te luister wat die volk sê. En mede-gelowig. So hierso is baie belangrik waar ons sien hoe Vader met ons werk en in watter posisie hy ons plaas, sodat ons moet luister na wat hy sê. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus gebring. Ook natuurlik profeties. Ons sal nie altyd sien wat ons moet gaan doen nie. God neem ons aan die hand en hy lei ons soontoe. En 3 dae lank het hy niks gesien nie. Niks geëet of gedrink. Farao van Egipte. Eksodus 15 en daarna het Moshe en Aaron en hulle gaan en sê vir Farao, so spreek Jahwe die Elohim van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is Jahwe, na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken Jahwe nie, en ek sal Israel nie laat trek. So Farao, wat gesien was as God op aarde, sê maar, ek ken Jahwe nie, en hy het hom nie geken. En omdat ek hom nie ken nie, hy is nie deel van ons gode in ons boeke wat ons aanbid nie, kan jy nie vir my sê, God sê vir my wat om te doen nie, ek is God op aarde. So, jammer, ek ken hom nie, julle my. En toe moet Jahwe hom aan Farao en die volk bekend stel, want hy ken hom nie. En Farao het gekies deur die 10 plaae om hom bekend te stel aan Farao. Farao, as hy van die begin af geluister het, sou niks gebeur het nie. Maar omdat hy nie geluister het nie, is hulle diere dood, is hulle groente dood, is hulle vrugte vernietig, het die peste en die siektes gekom tot die eerstgeborenes gesterwe, omdat hy nie wou luister nie. En Jahwe het sy wil op Farao afgeneem. Soms beweeg God ons in 'n rigting as ons nie behoor wat hy sê. Maar as hy iets wil doen, sal hy dit doen. As jy daai spreekwys is, anders sal hy aan die een kry. Hy sal aan die een kry. Maar as jy die een is wat hy gekies het, sal hy jou buig tot wat jy doen. Koning Saul en sy boodskapper. 1 Samuel 10:10. Nadat hulle daar by Gebea gekom het, ontmoet hom met eens
'n groepie profete en die gees van Elohim het oor hom vaardig geword sodat hy onder hulle geprofeteer het. Saul gaan en sy boodskapper gaan, laat Dawid agtervolg, hulle wou hom gevange neem, hulle wou hom doodmaak, en omdat hy nie geluister het wat God sê nie, kom God se gees net oor hom. En hy begin doen wat God sê nie, en hy begin profeteer. So dit mag wees dat Vader jou ook stuur en jy wil nie gaan nie, en dan sal God se gees net oor jou kom. Die ouetjies wat gisteraan by die worship was, sal sien wat met my gebeur het. My voete het losgeraak, ek kon nie op die dans. God se gees het my voete net oorgevat. Jy kan daar. So sy gees oor jou kom, sal hy jou in 'n rigting vat al wil jy. As jy daar klaar is, dan sê wat het ek wil doen? As dit nodig is, sal hy saam. Vers 11, en toe elkeen wat hom van gister en eergister af gesien het, dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesê, wat het tog gebeur met die seun van Kis? Is Saul dan ook 'n profeet? Is hy nou ook een van die profete? Dan natuurlik die volk Israel. Hoeveel keer het Vader die volk getuig as hulle nie luister? Getuig as hulle nie luister. Want julle, ons moet een ding verstaan, ons het begin by daai versie. Yahweh is die enigste God. En hy verander nie. Hy gaan nie verander om jou te please nie, dis jammer. Hy gaan nie verander om my te please nie, alhoewel ek sê blue and boy is. Hy gaan nie verander om my te please nie. As hy wil hê ek moet iets doen, gaan hy sê doen dit. As hy my stuur en ek gaan nie, gaan hy my moontlik terug. Dis wie hy is, dis sy karakter. Hy het die volk Israel keer op keer gewaarsku, hulle wou nie hoor nie. Hy het hulle gewaarsku, hulle wou nie hoor nie. Hulle was in hongersnood, hulle was verdruk deur die vyand, hulle wou nie hoor nie. Dan draai hulle om, nooit langer as 40 jaar. Dan draai hulle om vir 'n paar jaar, 'n regter lei hulle op 'n koning, Dawid die beter een, lei hulle en hulle is terug in die wêreld. En dan lei hulle en terug in die wêreld. En dan is die volgende koning erger as sy pa. En so het dit aangegaan, tot Vader gesê het, genoeg is genoeg. Want hy het in die begin vir Moses gesê, as julle nie luister nie, sal ek julle so lank verdruk. As julle nie luister nie, 7 maal meer. As julle nie luister nie, 7 maal meer. En jy kan dit uitwerk, dit tot vandag doen dit presies so. Die huis van Israel is nou nog bang, is nou nog verdruk onder die nasie. Dis moontlik deel van ons. Omdat ons nie geluister het wat Jahwe sê nie. Maar hy kry altyd sy wil. Al val dit 10 geslagte, al is ons lank al oorlede. Ons is net deel van 'n groter plan. Hy wen van ons volk. Daar's geen ander. So vir my en jou is dit beter om te hoor wat Vader seker te maak, ons reg, gehoorsaam te wees aan hom, sodat hy ons help, sodat hy ons seën. Almal ons wil die loof en prys. Ons weet die hart is om lief te hê, die hart om ons te ontvou, om ons te leer, om ons te onderrig. U weet egter, ek kan nie eens woorde om dit te sê nie, u weet egter, Vader, beter dat ons groot gemaak is in 'n kultuur, in 'n omgewing waar ons daarvan hou om te rebelleer. Waarvan ons hou dat die eie ek seker. Waarvan ons hou, Vader, om ons wiel te blaas, in plaas van die shofar. En daarom kan ons net vra, gee ons guns om te verstaan wat u hart is, om te verstaan wat u wil hê ons moet doen, hoe groot en hoe klein, Vader, dit maak nie saak nie. Ons kies egter om u lief te hê. Ons kies egter om u te gehoorsaam, om ons koningskinders, prinse, prinsesse te wandel in u koninkryk. Help ons om dit te verstaan, Vader. En dank u vir Yahshua. As ons nie sou luister nie, en u ons sou wou dig of ons waarsku, is ons meester daar. Want hy het self die prys daarvoor betaal. Dan kan ons met u regmaak, en as u ons nog 'n kans gee, sal ons dit doen. Laat ons dit egter saam met u doen. U bring vir my die gedeelte op van die 12 verkenners wat in Kanaan nie gegaan het. Toe u sê, nee, julle het gekies om nie in te gaan nie, daarom gaan dit julle 40 jaar van hulle gegaan. Help ons dat ons nie so eie wys sal wees as ons die eerste keer nie luister nie, om die tweede keer in ons eie krag te opgaan. Help ons dat ons liewer repent totdat u ons weer wil gebruik.
Ons dankie daarvoor, Vader, ons loof en prys U naam. Mag U vereer en verheerlik word, Vader. Mag ons die stem duidelik hoor, sodat ons U wil kan. Amen.